Kom ons vra die Here se seën op sy woord. Here Jesus, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God. En hierdie woord het onder ons kom woon, kom tabernakel, kom tent maak. En dit het vir ons die lig geraak, waarmee ons op die pad kan bly. En we vra Here dat U self, wat die woord is, aan ons vanoggend sal openbaar en ons sal seën daarmee. En mag dit saad wees wat op goeie, vrugbare grond val. En wat wortels skiet diep in die aarde en vrug lewer, soos wat U bestem het met ons lewens. Dit bid ons, dit vra ons, dit glo ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Julle sal nou later as ek ook al vir my krit noem, maar die Here kry nie klaar met krit met my nie. So ons gaan vanoggend nog 'n aflewering hê van 1 Konings 17. En as jy nog nie saam met ons gestap het tot nou toe nie, gaan ek net vinnig vir jou 'n oorsig gee. 1 Konings 17. 1 Konings 17. Kry vir Elia die Tisbiet uit die area Gilead, wat vir koning Agab 'n baie moeilike boodskap gaan bring. Sê vir hom het gaan vir 'n tyd lank nie reën nie, totdat dit op my woord weer sal gebeur. En toe sê die Here vir hom in vers 3, Elia, gaan hier vandaan weg en draai jou na die ooste toe en steek jou weg by die spruit Krit, wat oos van die Jordaan is. En jy moet uit die spruit drink, en ek het aan die kraaie bevel gegee om jou daar te onderhou. En Elia het gegaan en gehandel volgens die woord van die Here. Hy het gaan bly by die spruit Krit, wat oos van die Jordaan is. En die kraaie het vir hom smorgens brood en vleis gebring, en saans ook. En hy het uit die spruit gedrink. En ons het vir mekaar gesê, daar's soveel goud wat opgesluit lê in hierdie klompie verse in 1 Konings. En ons het vir mekaar gesê, dat die Here het vir Elia gesê, hier is jou eerste opdrag, maar as hierdie een klaar is, draai vir jou weg, kom van die plek af weg, en dan vat ek jou na 'n volgende plek toe. En ons het vir mekaar gesê, daai plek lê pretty much op die lyn wat hy moes loop, huis toe. Verlede week. So hy sou geweet het, dat oos van Samaria lê die Jordaan, en net oos van die Jordaan lê die spruit van Krit, en is reguit op pad huis toe, maar hy is nie so ver as huis nie. So die Here vat hom nie terug na sy gemak toe nie. Die Here vat hom nie terug huis toe nie. Die Here vat hom op dieselfde pad, maar hy sê vir hom, stop vroeër. Is 'n tussenin plek. Tussen waar hy was, en waarheen hy iewers vorentoe sal gaan, maar dit is tussenin, dit is 'n onseker te mekaar tyd vir Elia. Maar die Here sê vir hom, terwyl jy na daai plek toe gaan, wat totaal al vreemd gaan wees vir jou, sal ek vir jou sorg. Ek het verlede tyd het ons vir mekaar gesê, die Here sê, ek het vir die kraaie opdrag gegee. So jou voorsiening, Elia, is ingesluit in jou gehoorsaamheid aan die opdrag. Dis nie net ingesluit in die opdrag nie, want die Here kan 'n opdrag gee, die ding is gaan jy hom uitvoer. Want sy voorsiening lê in die uitvoer van sy opdrag. En ons sien dat Elia handel. Sien jy dat Elia met die Here radikaal wil? Nee. Ten spyte van die feit dat ek vir jou kan waarborg dat Elia het ook 'n gesonde verstand, nes jy. En Elia sou 'n klomp dinge geweet het op daai stadium, want hy kom van daai zone af. Dis sy backyard. Gilead is gebergte area. En hy het nou net in Samaria die aankondiging gemaak van 'n droogte, wat op 'n onbeperkte tyd sal aanhou. Vir 'n onbeperkte tyd sal aanhou. So Elia het geweet, die Here stuur hom in moeilike omstandighede in waar dinge nie sin maak om by 'n spruit te gaan sit nie, want 'n spruit is nie 'n fontein nie wat aanhou loop nie. 'n spruit is nie 'n meer waar jy kan skep nie. 'n spruit
In Engels, dink ek sê hulle, is dit 'n wadi, of 'n broek. In Kalvinia is 'n broek iets anders as 'n water. Een spruit is iets wat loop nadat die reën die grond versadig het in die reenseisoen. So die sigwater wat aanhou loop. So wanneer dit droër word, al nader na die droë seisoen toe begin die spruit al kleiner en kleiner loop en uiteindelik droog hy op. So daar's 'n klomp dinge wat vir Elia vreemd sou wees, ook dat die Here vir hom sê hy het vir kraaie opdrag gegee. Maar Elia leef in die tyd van die wet van Moses. En 'n kraai is 'n onrein dier. 'n Kraai is 'n aasdier. Jy mag nie 'n kraai eet nie. Jy kan nie kos eet wat in 'n kraai se mond uitkom. Hier sê die Here, ek het kraaie opdrag gegee om vir jou brood en vleis te bring. En jy moet drink uit die spruit uit. Yes. Die van hoe jy onrein dier eet, was dit 'n reël by die Here genoem of was dit 'n reël wat mense gemaak? Goeie vraag. Goeie vraag. Want basies van toe, ek dink Petrus, een van die disippels het dronk gehad het. Van die doek wat afgekom het met die klomp onrein diere. Ja. Basies wat in hier gekom, want Jesus het gekom, jy hoef nie by die oudheid se Joodse reëls. Jy is 100% reg. Miskien is dit 'n gesprek van 'n ander dag, maar jy is 100% reg. Van die tydsone hierso is binne die wet. Maar toe Petrus die doek sien met die onrein diere, het Jesus vir hom gesê, hy moet gaan na 'n man toe wat 'n heiden was om daai heiden se huis te bedien. En 'n Jood sou nie aan 'n heiden bedien het nie. En hy was nog 'n Romein ook daarby. So hy was nie 'n besnede nie. Maar toe sê Jesus vir hom deur die droom dat as ek met my gees in iemand kom woon, dan vat ek dit wat onrein is en ek verklaar dit rein. So moenie jy in jou met jou wettiese kop nog Ou Testamenties dink dan, sê hy nou vir Petrus, sê nie vir jou nie. Sê hy nou vir Petrus, moenie oud wetties dink terwyl my gees gekom het in die nuwe verbond om iets te kom rein maak wat onrein was nie. En daarom kon hy van, ek dink wat is die hoofman se naam? Cornelius, en sy hele huis kon hy gaan bedien en hy kon hulle doop en alles en hy kon hulle bedien. En dit was vir almal, daar staan nog al in daardie gedeelte in Handelinge. Dit was vir almal lieflik om te sien dat die Heilige Gees op heidene ook val. En dis die nuwe generasie wat Jesus sê, dit gaan nie nou meer Jood of nie Jood, Griek of nie Griek nie. Dit gaan oor Christus of nie Christus nie. So die kraai was 'n onrein dier bloot gebaseer omdat hy aan dooie goed sou eet. En God het gesê vir hulle, julle mag nie dooie vleis eet nie. So as 'n kraai met dooie vleis en karkasse werk, dan kan jy nie aan hom eet nie, want hy is onrein. So jy moet jou gaan was het dan en skoongemaak word, net soos wat jy 'n lijk gevat het. As iemand in jou huis sou doodgaan, en jy het geraak en die persoon sal weer vir 'n tyd lank onrein gewees het. So dis al die rituele gewees om jou skoon te kry en alles wys heen na Christus toe wat uiteindelik kom en sê, jou hele menswees is onrein. En ek kom nou by jou. En ek kom was jou totaal en al skoon, sodat jy van onrein af kan verander na rein toe deur my bloed. Want my bloed is lewend. Ja. Ek dink die ou dat die weet hoe hulle produkte was onheilig gedink is van basies hier siektes as jy dooi dit siektes. Ja. Ek dink die ou dat hulle nie gebied siektes gewerk. Ja. Ja, ek dink die Here in die Bybel het eintlik gewys hierdie diere van as jy dooi goed is jy van jou gevoel siek. Jy gaan seker raak van dooie goed. Ons pensies is nie gemaak vir dooie vleis nie, alhoewel ons wil van weet, maar ons sout hom allemaal op hemel. En kry hom sodat hy nie. En ons lyf eintlik wonderlike vermoë om sekere ensieme of kieme te kan teenveg, maar as dit ver verrot het, dan gaan dit jou siek maak. Dus dankie vir die navraag, nee. Ek hou daarvan dat iemand ingelig is, so dankie. En my op my tong hou. Goed. So die kraai sou nie sin gemaak het nie, maar tog het die Here die kraai gebruik. Wat alreeds in die Ou Testament vir ons wys sy hart om onrein te vat na rein. Dit is sy hart om rein te maak. Van die dag toe Adam en Eva in die tyd van Eden vir ons sonde gebring het hulle ons almal onrein gemaak daardeur. En Jesus sê, net my bloed kan reinig. Enige iets wat onrein is, kan my bloed reinig. Goed. Gaan luister gerus na die vorige boodskappe, alles rondom wegdraai van waar jy is en
verby die plek kom waar iets nie sin maak nie, en tussen in plek waar jy moet wag op die Here, en waar jou brein oortyd werk oor goed, jy verstaan nie die opdrag van die Here nie, en dis die mekaar, en wanneer gaan hy nou die ding aankondig, dat ons na die nuwe plek toe moet gaan, maar as jy nie by hom wag nie, kan jy nie voorberei word, vir dit wat jy moet gaan doen, bietjie voor hom doen. Want ons almal weet, Elia, sy ultimate hoogtepunt van sy roeping was Berg Karmel, waar hy hierdie Baal-profete met hulle Israeliese koning, kom ons noem dit nou maar so, met hulle goddelike, veronderstel om goddelike koning te wees, wat 'n vrou moet trou wat 'n heiden is en 'n Baal-aanbidder. Uiteindelik konfronteer Elia daardie koning en sy vrou en al die Baal-profete met die volk wat aanskou op die Berg Karmel, en hy doen die konfrontasie. Hy sê, kom ons gaan maak die saak uit. En daar herbevestig die Here dat hy is die enigste God. Yes, ja. Google sê nou, so wat die naam Krit beteken, het julle al oor dit gesels? Ja, maar sê maar. So Krit, a biblical location where the prophet Elijah hid during the drought, and its name means cutting or separation, Yes. symbolizing a period of divine isolation, training and dependence on God, where ravens fed him until the brook dried up. Dis amper soos ek voel vanoggend met boorgate wat opdroog. It represents a time of spiritual cleansing and the preparation, cutting away self-reliance before a major public ministry, and its location, okay. Ja. So alhoewel hulle sê, hulle kan nie presies sê nie, maar dan kon baie tipe stropies gewees het die Here nog steeds vir Elia afgesny van die samelewing. Ook in die afsny van die samelewing het hy ook vir Elia beskerm. Want hy het net moet vir die koning 'n boodskap gaan gee, wat hy sê, die hele nasie word gestraf as gevolg van jou van droogte. So, toe Elia weer surf is uiteindelik, toe sê die boodskapper vir hom, daar's nie 'n plek in hierdie land waar ons koning Agab nie vir jou gesoek het nie, behalwe by Krit. Want hy's weggesteek. En in die opdrag van die Here toe hy vir hom sê, gaan Krit, toe sê hy, gaan steek jou weg. Want ek sny jou af om jou voor te berei vir die groot ding. En nou tussen die stryd Krit en Karmel was daar nog Sarfat ook, met die weduwee en die seun. En die weduwee besig is om van die honger dood te gaan, en die Here doen 'n wonderwerk vir haar ook. En haar seun gaan eventueel dood, en die Here maak ook weer lewe. So as 'n klomp goed wat gebeur in hierdie tussenin plekke tot by uiteindelik Karmel, wat die highlight is. Nou sou mens dink, na Karmel is daar niks wat vir Elia sal stop nie. En dan stuur Jezebel een boodskap vir hom. En sê vir hom, net soos jy gemaak het, met hierdie klomp Baal-profete weer hulle uitmekaar uit mekaar te sny, net so sal ek maak met jou. En Elia, die profeet, hardloop sterk tussen die bene Horeb toe. En hy oorleef. So, geliefdes, ek sit by die Here, ek sit by hom, ek sê, Here, waaroor gaan ons hierdie week verder gaan? Ons moet begin met Handelinge, ek is opgewonde oor Handelinge, maar as asof die Here sê, ons is nog nie klaar met Krit nie, want weet jy wat? Ons kan die mooiste Bybelstudie saam doen. Ons kan die mooiste teorie saam deurwerk. Maar as daai teorie nie prakties raak in ons hart nie, waarmee is ons besig? As dit net 'n geval is van uitstap vanoggend en sê, dit was 'n mooi boodskap, of, sjoe, ek kan iets neers onderstreep het in my Bybel, maar dit realiseer nie binne in jou nie. Dit groei jou nie. Dit gee jou nie krag om deur moeilike omstandighede te gaan nie. Wat is dit dan anders as net bloot godsdienst om jou eie sinne te troos, dat jy was soos daarom nou vanoggend by die kerk? En jy het moes dan hierdie week iemand gehelp. So jy sou kan.
En gisteraand, terwyl ek sit en wag, want oor die Stormers kan ek definitief nie praat nie. En die Proteas het verloor. Jy kan oor die Bulle praat. Nee, ons praat nie oor hulle nie. Ons kan eerder oor die ANC praat. En ek sit voor die Here, en die Here bly vir my terugvat na Krit toe, maar hierdie keer met 'n praktiese, baie direkte angle. As julle as gemeente gaan vanoggend praat oor vers 7, maar na verloop van tyd het die spruit opgedroog, want daar was geen reën in die land nie. Geliefdes, is daar iets wat op die oomblik meer realisties is in ons omgewing as die water wat opraak? Daar is nie iemand by wie ek stop in 'n week wat nie vir my dit sê nie. Is daar iets wat meer relevant is op die oomblik in ons geweste as water wat min raak? En daarom moet ons vanoggend as gemeente hieroor praat. Ons kan nie vir ons hoogheilig oor die saak hou nie, want ek weet, elkeen van ons se harte word geruk daardeur. Iemand sê Vrydag aan vir my, ek kan nie lekker vanaand tussen mense wees nie, want ek is nie goeie geselskap nie. Hoekom? Omdat ons eerlik is, en dat dit nou moeilik is. Wat as die spruit opdroog? Wat as die boorgat leegtrek? En die hoor hom gorrel? Maar verlede jaar was daar geen fout met nie. Die water het boop uitgeloop. Jy nou sê vir my, daar hang die beste Peckham oes aan sy vriend se bome. En na Vrydag, toe sê hy, dis die swakste Peckham oes in een dag. Want hy het nie water om in daai hitte vir daai pere te gee nie. En voor sy oë is daai pere besig om af te gaan. En hy kan absoluut niks daaraan doen nie. Ek is nie vanoggend hier vir jou te preek nie. Ek is vanoggend hier om saam met jou te huil voor die Here en reël te wees oor wat aan die gang is. Die Here gee vir Elia opdrag met die wete voor sy oë, dag vir dag. Nou, dit is nie reën nie, dit is nie eers dou nie. Dit gaan vir 'n tyd nie reën of dou nie, daar gaan geen vog kom nie. So guaranteed voor Elia se oë is hierdie stroompie wat syfer water is, wat uit 'n heuweltjie uitkom. Dit sê letterlik 2 gebergtes langs die kant, wat die water, die vog deur syfer na die binnekant toe, en daai vorm die stroompie. Dit is hoekom dit 'n spruit genoem word. En in fact, is 'n spruit ook 'n cutting, want dit lê, dis 'n snylyn tussen 2 heuwels. Voor sy oë begin daai water minder en minder en minder raak. Sê vir my, dis nie relevant tot jou beeldsloot nie. Sê vir my, dis nie relevant tot jou boorgat nie. Voor jou oë sien jy dit gebeur. En ons almal se droogtes en ons almal se spruite lyk anderste. Sê vir my, jy lê nie al hoeveel jaar voor die Here oor jou spruit in jou gemoed wat al hoe meer afneem nie. En jy weet nie wat om daaraan te doen nie. En dit is asof jy vir die Here wil sê, hoor u nie my gebede nie, Here? Hoor u nie my roepstem nie, Here? Waar is u, Here? Ek kan ons sien hoe dit minder raak. Of is ek verkeerd? Dramatiseer ek om 'n boodskap aan jou oor te dra? Daar's 'n verskil tussen min en niks. Wanneer dit minder word en jy kan nog op jou maag lê en jy kan nog water drink, is dit nog steeds daar wat die Here voorsien, né?
kom nog genoeg om my te onderhou. It can still sustain me. Maar wanneer daai min net 'n nat grondjie begin raak, weet jy wat doen die ouens in die Karoo? Ons grawe gorras. Ons grawe in die nat sand. Ons grawe tot ons in die rivierbedding nat kolletjies kry. Dan grawe ons oop. Sodat daar nog 'n bietjie van die sigwater wat diep onder die sand loop, nog kan effens opdam, sodat die skaap nog daarvan kan drink. Geweldig sout, want dit lê in hy rivierbeddings. Maar dis water. Het jy al gesien hoe lyk 'n skaap wat omval van honger en dors en doodgaan? Dis nie veel anders as 'n boom wat net sy kyk kan sien, dat hele gemoed van hy boom begin sak. Sy blare begin hang. Plante en diere is nie so ver verwyderd van mekaar nie, geliefdes. Ons almal is geskape deur die Here en hy plaas die lewe in ons. Maar soms is dit asof daai lewe begin stadig maar seker agteruit gaan. En jou oë en jou ore sien en hoor dit. En jy kan sien hoe die bankrekening se stroompie begin kleiner word, maar die skuld nie. Nie voerskuld, elke week moet jy nog vir hy skaap koop. Jy moet jou kunsmis gee, jy moet alles gee wat jy kan doen om jou besigheid aan die gang te hou. Maar dit gaan agteruit. Of het jy nog nooit so iets beleef nie? Here, my gesondheid kan ek sien, elke week gaan agteruit. Here, ek vra vir U om nie hierdie stroompie te laat opdroog van gesondheid nie. Here, hoe gaan ek hierdie mediese kostes dra? Die hospitaalrekening is baie meer as wat die mediese fonds goedkeur, my gap cover wil nie dit betaal nie. Wat nou? Die finansies, die beursie loop dun. Die stroompie is besig om op te droog. Wat nou? Wie van ons sou nie wou gehad het Isabellaatjie moes genees van haar kanker in die kal? Wie van ons sou nie wou gehad het dat daai stroompie skielik 'n nuwe bron in die bokant kry, 'n wolk breek van water wat gesondheid terugbring na toe. Maar dit het nie. Wat as die spruit van krit droog loop by jou? Wat nou? Waar staan jy nou met die Here? En weet jy wat? Weet jy hoe relevant is dit? Dit is so relevant dat elke dag van nou af tot die water weer reg is, gaan jy met mense te doen kry wat oor hierdie onderwerp gaan praat. Wat gaan jy sê? Ek onthou toe ons teruggevlieg het van Algerië van 2012. En ons sit op 'n vliegtuig. Toe sê ons uitreikleier vir ons, jy moet nou dink oor wat jy gaan sê as iemand vir jou vra, hoe was dit? Jy moet nou dink. Want jy het een van twee mense wat vir jou vra. Die eerste ou vra vir jou, nie omdat hy belangstel nie, net bloot die Engelse woord is courtesy. Is maar sommer net, hoe gaan dit, hoe was dit? Maar hy stel nie regtig belang nie. So werk vir jou 'n kort antwoord uit. Soos, joh, dit was lieflik man. Die ou wat werklik belangstel sê, nee man, jy kan ons al nie dit doen, vertel nou. Sê, ok, kom ons drink 'n koffie, kom ek vertel vir jou. Hoekom? Want jy moet vir jou voorberei oor wanneer gaan jy jou parels oor die vark gooi en wanneer is dit 'n geleentheid om te getuig. Berei jou hart voor. En ek wil nie vandag vir jou sê nie, ek wil vandag vir jou vra. Dis kom hierdie bord vandag, behalwe by die bietjie wat daar bo staan, wat jy nie kan lees nie. Is dit skoon? Want ek wil vir jou vra, wat gaan ons sê in hierdie week, in die volgende week, in die week daarna, as iemand langs jou stop, as iemand by jou kom koffie drink, as iemand by jou kom braai, as iemand vir jou bel, en hierdie onderwerp kom op die tafel, want hy gaan op die tafel kom, net soos wat Beck en Clouseer op die tafel kom, en die melkboere word geaffekteer tot die mate, dat melkboere besig is om plase toe te maak.
Dit is wat wildveilings nie kan aangaan nie, want Becky Closier werk deur alle gespreekte hoewe. Dit is wat skaapveilings nie kan gaan nie. Ons kan nie skaap koop en verkoop nie. Dis chaos in die industrie met beeste en skape en bokke en varke. Dit affekteer nie net een persoon, dit affekteer die hele land. So dis 'n relevante spruit wat opdroog. Dis voor jou oë wat jy sien, hoe gaan alles vir die boer en die produsent agteruit, maar die winkelgroep nie. En as konfrontasie in jou hart. En moenie vir my sê, jy vat nie jou konfrontasie na die Here toe nie. Want wat maak jy dan volgende hier? Die Here soek nie poppe of robots wat hom dien nie. Die Here soek 'n verhouding. Weet jy wat doen ek in 'n verhouding? As ek en my vrou ontsteld is met mekaar, ons gaan sit. En ons is eerlik om te sê, weet jy wat, ek is bitter lief vir jou, maar nou hou ek nie van jou nie. Ek sê nooit ophou vir jou lief te wees nie, maar nou as ek ontstel oor iets wat gebeur het, of ek is gefrustreerd met jou, of ek het vra, hoekom het jy gesê of gedoen wat jy gedoen het? Want ons is in 'n verhouding, ons praat met mekaar. Daar gaan konflik wees, daar gaan ongemaklike omstandighede wees. En as jy nie so eerlik het, asseblief kom vertel my hoe dit werk. Want ons is reël. En as jy my bel met 'n issue en ek kom drink koffie by jou, dan probeer ons nie hoogheilig hou want doen nie kom drink koffietjie nie. Ek soek jou sitkamer, maar ek wil by jou kombuistafel sit. Met 'n koppie koffie en saam met jou help, en saam met jou lag, en saam met jou die vrae soek voor die Here antwoorde. Want ons is reël, so sê vir my, wat gaan aan in jou hart nou? En wat gaan ons van mense sê, daar buite, as hierdie onderwerp op die tafel kom? Ek gaan nie loop, voor julle nie met my praat. Rian, kan ek vir jou vra? So ja, ek stoei, my vrou weet hoe dit daar is. Is beter, maar dan kan ons... Ja. Dis vir my onbekende terrein. Ek boer nou 30, 35 jaar seker. Maar hierdie het ek nog nie beleef nie. So ek weet nie lekker hoe om dit te hanteer nie. Ek ervaar emosies wat ek nie mooi weet hoe om te hanteer nie. Ek sê nou altyd vir myself so 'n slag as ek 'n boom of 'n wingerdstok sien so hard trek, dan sê ek vir myself, ja, dankie Here, dis nie 'n dier wat seker nog moeiliker is om te sien hoe hy agteruit gaan nie. En ek vra, hoekom is ons hier? Hoe dit gebeur? Wat moet ons hieruit leer? Want dan sê Marijke ook, daar's geestelike reën wat moet val voor die fisiese reën sal kom. As 'n mens dink aan die tempel en wel ek moet nou vir myself vra, hoe moet ek nou reageer? Ek kan nie die water weer meer maak nie, inteendeel jy moet die boorgat se kraan nou knyp. Anders sluk hy wind. Ek kom daar by die boonste plaas en ek hoor iets dreun hier onder die grond en dis die wind wat so in die pyp afgaan. Jy kan nie 'n ding nat maak met wind nie. Nou ek sit te dink aan die Ou Testament en hoe hulle, as hulle gaan offer het, was daar mos 3 eenhede, 3 dele van die tempel. En daar is 'n offer gebring in die buitenste gedeelte. Maar jy het met jou offer blykbaar daar ingestap by die eerste hekke. Waar is die slim mense, as ek reg? Daar's drie dele afdelings in die tempel. En jy stap met jou offer in die buitenste gedeelte en daar was geoffer. In Psalm 100, nou is hy weg, sê
ek weet die Engels sê, I will enter his courts with thanksgiving in my heart. Is ek ook goed aan Afrikaans met? Ja, is hy nou weg. 100. Psalm 100. Kan jy praat nou? Ek dink is sommer vers 1. So daar's 'n gedeelte wat vir my sê iets van die toestand van jou hart. Want jy moet jou offer bring met hierdie gevoel van dankbaarheid. En daarna gaan daar iets gebeur. Nou in die Ou Testamentiese verband was dit nou natuurlik, jy het nou die hoop gehad dat jou sondes vergewe sou word. Want jy het mos nou Gaan sy poorte in met lof, sy voorhoewe met lofgesang, loof hom, prys sy naam. Ja, is reg. En nou het ek al vir myself gevra, wat is dit wat nou in die Here se hart gebeur as 'n mens nou hierdie lof vir hom bring? Is hy dan nou so aandag vraat dat hy nou wil hê ons moet vir hom lof bring? Is daar fout met sy selfbeeld dat hy nou hierdie lof van ons verwag? Maar dit het eintlik niks met hom te doen nie, want hy is 'n God wat nie afhanklik is van wat enige iemand of enige iets doen of sê nie. Dis die ding wat in ons hart moet gebeur. In ons hart moet daar die lof wat ons bring is amper maar die offer. En 'n offer dink ek is ook dit kom nie maklik noodwendig nie. So die offer wat ons bring van thanksgiving, die offer van lof, kom nie in hierdie omstandighede maklik nie. Maar jy moet nou jou hart lei. Jy moet nie jou hart volg nie. Ek hoop dit maak sin. Dis omtrent wat ek nou op my hart het. Is dit makliker, Jan? Nee, dit is maklik. Die boer en die boer se vrou. Ja, ek staan nie maklik hier nie, maar ek voel regtig waar in die tyd wat ons nou is, soos Bouk sê, elke een het sy tyd van droogte. Almal is nie boere wat hier so sit nie. Maar hier is 'n groot klomp boere. Is dat behalwe die offer wat ons bring, daar's mense daar, ons het gesing van righteousness, we enter him. His gates was thanks. Is it giving in the heart, maar ook omdat ons regverdig is. Oh, the righteous run into it. Ja, Name of the Lord is a The strong name of tower. the- Ja, hy is 'n strong tower. Ons kan gaan na hom toe deur Jesus wat ons regverdig maak. Maar daar buite is daar mense wat nie 'n tower het om na toe te gaan nie. En in hierdie tyd wat dit moeilik gaan met ons almal, kyk hulle na wat ons doen. En ons as Christene het 'n verantwoordelikheid om ook daar buite vir die mense die regverdigheid voor hulle te sit en sê dis beskikbaar vir jou ook. Hulle kyk hoe ons krisisse hanteer. Hulle kyk wat ons maak, hulle kyk na wie toe ons hardloop. En elke dag moet ons maar net ons manna gaan optel. Die Here sê hy sal vir ons sorg. En soms die Here het nie 'n oes nodig, hy het nie 'n salaris nodig om vir ons te sorg nie. Hy het nie 'n gesondheid nodig om vir ons te sorg nie. Hy sal vir ons sorg. En soms is dit vir ons moeilik om te glo. En dan sê ek vir Jan, ons moet dit sê, dat ons ore dit kan hoor. You've got to lead your heart. Die Here te sê. So, ek wil ons as gemeente aanmoedig om ook ons hande uit te reik en ons harte uit te reik na die mense daar buite, wat nie die strong tower het om na toe te vlug nie. Kom julle. Ek wil net gou 2023 was vir my die spruitkrit. En ek dink ek sal seker nie gesê het, maar die ding wat vir my deurgebreek het in 2023 was, want ek het gevra, Here, U kan vir die kraaie sê of my kos te bring, hoekom kan U nie hierdie spruit maak loop nie? Dit is mos nou so. Hy kan enigiets doen. Maar die Here het gekies om dit nie te doen nie, want daar was 'n ander plan. Daar was vir my 'n ander plan. En op daai stadium in 2023
waar ek gestaan het, ek wil sê, dit is soos reën. Die spruit is droog. Maar die Here het reeds voorberei, 20 jaar terug, vir waartoe hy my gestuur het. So, wat ek vat uit hierdie stuk uit en wat met my persoonlik gebeur het is, die Here het 'n plan en hy het die oplossing. En daai oplossing, al sien ek hom nie vandag nie, het te doen met ander mense. Ek is net die voertuig. Dit gaan oor die ander mense. So ek is 'n uitvoerder van jou vrugte. En ek kom stop by jou op jou plaas. En ek ry met my kar op my company vir my vol maak. En ek het nie 'n droogte probleem en ek kom stop by jou. En ek vra vir jou. Jy het nie opgaan. Wat geef my sê? Ek het die einde woorde vanoggend op die ek deel 100%. Rian, ek sit in dieselfde posisie. Dis nie net water, daar's ander goedjies ook. Wat sê ek? Gister stuur 'n Sutherlandse Corona vir my 'n song van 'n song van Prophet. Wat sê jy? Dankbaar, ek is dankbaar en tevrede. Want my binneste het vrede. Daar is die ding, genade is die rede. En dit is al wat ek by berusting kan vind, is dat daai song vir my gesê het, man, ek kan sê jou, kom stop met sê, bakkie daar, hoe voel jy? Dan kan ek sê, my wiele is bak, maar dis soos ek voel, maar my binneste het vrede. Want as dit vir die Here se genade is, want jy kon ook nie gesien het wat 2024 vir jou gaat inhou nie. 23 het vir jou donker gewees. En ek dink dis waar ons nou op die stadium is, vir die antwoord het ek nie. Maar nogtans sal ek in die Here jubel, as ons sing van die, sy hoe die vye boom die botie. Ons sien hy goedkies met ons oog. Ek het vanmorgen daar deurgery, dan sien jy daai goed. Boom wat nie tevrede is. Die oes is nog bezig om groot te raak. Hoe gaat hy daar kom? Sien die dam, sy waterkies, bly maar net daar onder, hy kom nie op. Daar is oor genoeg onzekerhede. So wat gaat ek vir jou sê wanneer aankom? Sê ek maar die Here het my vandag wakker gemaak, omdat ek vandag opgestaan het. Lewe ek vandag, as ek nie gelewe het nie, omdat ek nog vandag lewe, is die Here nog nie met my klaar. En daarvoor is ek dan dankbaar. En ons wys hom soos wat hy kom. Dankie dat julle eerlik is. As ouens wat altyd net opstaan en sê, prys die Here man, hy's goed, maar by die huis is hy die eerste ou wat die telefoon optel, is hy 'n gemounende grond, 'n murmurering oor alles. Dit is net 'n murmurering. So ek soek eerlike harte. Ja, dis hard. En ek kan julle sê, ek het so saamlik is, want daarmee gesit. En daar was die spruit op droog. Maar nog altyd, as ek badkamer te geloop het ek nie gewonder of my tandeborsel daar is as ek my tande wil was nie, ek was daar. Dis die geloof, dis ware geloof. Dis Hebreërs 11 vers 1.
om te sien daar is nie water nie, maar te weet wie's in beheer. En dit wil ek vir julle vanoggend sê. My plan was ook nie nou om Mosambiek toe te ry nie. Maar ek is net gehoorsaam, ek moet gaan. En waarmee ek gaan, en hoe ek gaan, en presies wanneer ek gaan, en wat 'n grens ek gaan deurry, en hoe lank ek daar bo moet wees, het Jan Smit geen beheer oor. Maar ek gaan my 2 visies en my 5 brode op die tafel sit voor die Here. En dis hoe dit sal werk. Van nou af tot in ewigheid, want as ek omdraai en ek kyk terug, staan nie altare agter my nie, hier staan 'n muur. Dit lyk soos 'n muur wat die Here gebou het. En hy gaan aangaan met daai muur, met almal van julle. Ons gaan swaar kry, ja. Ons is in die wêreld, nie van die wêreld nie. Hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. So al terug, spruit op. En ek deel, JP, ek verstaan, ek ken, julle weet, ek is al die jare landbou, ek verstaan al die goed. En by my is dit ook so. By my koffiebom ook gevrek van droogte. Is nice. Ek het vir Bokkoring gesê, geniet jy dit? Enjoy, maar ek gaan dit verander. Jy gaan my nie doodmaak, jy gaan my nie laat lê nie. So moenie gaan lê nie julle. Maar ek hou van die eerlikheid wat bou van praat, by die spruit. Ek hou daarvan. En wat maak dit nou saak? As 'n kraai my kos moet aandra. Net 'n klein saakie, ek en Juba en dinges was Merwel toe. En ek is donderdag is ons weg en ek het maandag, sondag terugkom. My suster sê vir my, sy kyk donderdag na my krag op die bord, koopkrag. En sy het maandagoggend gekyk na die koopkrag. En die hele naweek het my huis net een eenheid gebruik. Net een eenheid. Nou wie het dit gedoen, nou mens? Wie het Jan Smit se trekker al hoeveel keer volgemaak met diesel en sandame? 126 liter? My Here en my God, man, hy het al die diesel in die wêreld, hy het al die water, hy het al die krag, hy het alles. Dit hoort aan hom. So, ek wil julle bemoedig. Wees sterk en hy moet Josua 1 vers 9. Lees Josua 1 vers 9. Dit het die Here vir my gegee by Motare op pad afgrens toe. Toe ek onwettige vrag op het en ek moet deur die grens kom. Lees hom bietjie. En net vra dat jy vir ons daai onwettige gedeeltjie uit-edit. Sê weer. Om eerlik te wees met wat my oë sien en wat my ore hoor en hoe ek voel, is nie sonde nie. Luister gou mooi. Om eerlik te wees oor wat ek sien, wat ek beleef en wat ek voel, is nie sonde nie. Dis nie eers murmurering nie. Dis om jou hart uit te stort voor die Here. Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Wat sê hy daar vir jou? Dink jy die Here weet nie van die spruit wat opdroog nie? Hy het geweet van die spruit wat opdroog voor hy die opdrag gegee het om vir Agab te gaan sê, dit gaan droog wees. 'n alwetende God weet van alles, verstaan alles in konteks van gister, vandag en môre. 'n boorgat wat lig skep, vang hom nie omkant nie. 'n pekkemoes wat brand in die son, vang hom nie omkant nie. 'n Amerikaanse regering wat snaakse tariewe in plek sit, vang hom nie omkant nie. Back and closer, vang hom nie omkant nie. 'n rand wat val of sterker word of nie, vang hom nie omkant nie. En daarom is, as ek nie begin deur my hart uit te stort nie, is ek nie reëel in my verhouding met die Here nie. So ek sê vir hom, Here, ek klim op hy rooi bike van my, en ek ry iewers en ek sê vir hom, Here, nou verstaan ek niks. Nou is die goed wat nie vir my sin maak nie, want U het die opdrag gegee, gaan soontoe.
Nou het ons gegaan, nou wat nou? Maar ek stoei dit met hom uit. Ek stoei nie met hom, deur vir mense te sê, maar die God wat ons dien is so en so nie. Ek ken 'n ou wat gesê het, hy dien nie die Here nie, want sy rivier loop nie genoeg nie. So dis sy motivering. Om die Here te dien, is om te dien vir wat hy vir my kan doen. Nie vir wie hy is nie. So ek begin met my spruit van krit wat opdroog deur eerlik te wees. Eerlik met my vrou, eerlik met die Here, eerlik met my vriende. Dit is nie nou lekker om hier te wees. Dit is nie lekker om dit te sien nie, dit is nie lekker om dit te hoor nie, dit is nie lekker om te gaan slaap en te wonder wat van môre nie. Dit is eerlik. Aan die begin van verlede jaar was ek ook met my spruit ook opgedroog. En presies 'n jaar terug vandag begrawe ons een van my beste pelle oorlede en ons het hom begrawe. Of sy begrafenis het ons bygewoon. En ek was nou nie in 'n droogte in terme van dat dit fisies droog was by my nie, maar ek was droog in terme van ek het 'n baie slegte tyd beleef in die begin van verlede jaar. Sielsdroogte. Ek was sielsdroog, maar ek was ook fisies moeg. En snags as ek probeer slaap het ek kon nie slaap nie, my brein kon nie afskakel nie, ek kon regtig waar nie verder aangaan nie. Soveel so dat ek my werk wou bedank en pad gee en net klaar maak. En toe moes ek 'n breek, toe kry ek 'n breek. Ek gaan toe na die Pines toe. En weet julle, daai vriend van my wat oorlede is vir wie ons toe nou begrawe het, sy vrou stuur vir my die volgende boodskap. Terwyl sy self deur 'n stryd gaan, toe stuur sy dit vir my en ek wil vir julle sê, iewers in die lewe moet 'n ou ook kom dat jy net kan breek, dat jy net kan afskakel, dat jy in die voete van die Here kan deurbring. So ek wil vanoggend vir julle as boere wat met 'n fisiese probleem sit met water, wil ek vanoggend lees die Psalm. En ek gaan nie die hele Psalm lees nie. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid. Om wie se naam ontwil? Om sy naam ontwil, nie my eie naam nie, sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Ek dink ons moet net op ons knieë bly en ons moet die Here vertrou. Al gaan dit ook hoe sleg rondom ons. Wat ek die meeste waardeer, Andrei, is dat wat jy vanoggend voorgelees het, is nie uit die Bybel uit nie. Dit is uit jou eie handskrif uit, nadat jy in 'n situasie dit geskryf het uit die woord uit. So, dit is deel van jou. Dankie, waardeer. Goeiemôre. Ek wil net by Bou aansluit oor die eerlikheid. En ek dink ons is in goeie geselskap, want as jy gaan kyk na Jesus in die tuin van Getsemane, dan het Jesus eerlik vir God gesê, hy sê, en vir hulle sê, ek voel doodsbenoud, bly hier en waak saam met my. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil.
En ek dink dis wat die Here van ons vra. Ek dink my ervaring is baie keer dat mense is bang om eerlik te wees met die Here, want dan is hulle swak, of die Here is nie vir hulle lief nie, of gee nie vir hulle om nie, of maar my geloof moet mos sterk wees en alles. Maar my ervaring is hoe eerliker ek met die Here kan wees. En presies vir hom kan sê hoe ek voel, want hy weet dit in elk geval. Hoe gemakliker raak daai verhouding, en hoe meer raak sien jy uit, en begin jy opgewonde raak oor watter plan, en watter situasie, of hoe die Here dit gaan verander. By oomblik is dit nie lekker nie, maar na die tyd dan besef jy, die Here was getrou. So jy kan maar assosieer met Jesus. Hy was ook mens, en doodsbenauwd te wees dat jou arm op jou lyf bars. Dit is 'n mediese aangetekende ding. Ek was nog nie so benauwd gewees. Ek het nog nie sulke angs gehad nie. Maar Jesus verstaan en hy weet wat jy ervaar. Baie dankie. So bedien ons mekaar. So bedien ons mekaar. Dis hoe ons mense hanteer in die buitekant. Voordat jy kos kan maak in 'n pot, moet jy hom eers uitwas aan gisteraand se oorblyfsel. Kan nie binne gisteraand se oorblyfsel vandag se kos maak. Voordat daar plek is in my hart om te hoor wat die Here sê, moet ek eers teenoor hom als uitkry wat hier binne sit. Dis hoekom ons begin met eerlikheid. En hoekom die Here sê, kom met vrymoedigheid, gaan lees Hebreërs, kom met vrymoedigheid na my troon van genade. En dan kom stort jy jou hart by my uit, in eerlikheid. Want soos wat ek en jy dit uitkry, maak ons plek vir wat hy wil insit. Berading bestaan uit 90% luister, 10% praat. Weet jy hoekom? Want die ander persoon moet uitkry. Die Here het net 10% nodig om terug te sit. So as ons net wil begin praat en eerlik wees, en vir iemand kan sê, weet jy wat my broer, hierdie is nie 'n lekker plekkie. Dis moeilik, dis taaf. My oë sien, ek is nie doof nie, ek hoor wat op die radio aangaan, ek is nie blind nie, ek sien wat aan die gang is rondom my. But God. Eerstens kom ek uit, ek is eerlik, nou kan die tweede plek begin, waar ek vir die Here sê, Here, presies wat om Jan sê, presies wat André sê, presies wat Rian sê, presies wat Joba sê, en meer almal het dit gesê. As ek weet wie hy is, en ek het nou klaar myself broos gemaak vir hom, deur te sê, Here, nou kan ek sê, ek weet wie U is, Here. Ek weet wie U is, Here. Maar dan moet jy, onthou julle, hoeveel jaar terug was dit, wat ons die jaar begin het met The Secret Place van David Gibbs, wat hy gesê het, om by die plek te kom wat jy die Here vertrou, moet jy eers voorbegin, deur te sê, is hy God? En as ek kan sê, ja, hy is God, moet ek kan sê, is hy in beheer? En as ek kan sê, ja, hy is in beheer, moet ek kan sê, is hy goed? En as ek kan sê, hy is God, en is in beheer, en hy is goed, dan is daar net een vraag om te vra, is hy die moeite werd om vertrou te word? Kan jy hom maar vertrou met die droë spruit? Kan jy hom maar vertrou, as sien Elia se oë, hier is my voorsiening besig om agteruit te loop. En daarom sê ek, kom ons kyk, wat doen Elia? Kom ons kyk, wat doen Abraham? Kom ons kyk, wat doen Moses? Kom ons kyk, wat doen Josef? Kom ons kyk, wat doen al die geloofshelde, terwyl hulle spruit opdroog. En dan hanteer ons dit in die lig van, kom ons kyk, hoe wys al die geloofshelde heen na ons verlosser, ons Messias Jesus Christus, in sy uur van nood. Toe sy spruit opdroog, en hy bloed sweet, hoe hanteer hy dit?
deur eerlik te wees in die Here. En hy beweeg nie uit die wil van die Here uit nie. So ek kan nie vir jou sê wat jy moet nie, maar ek kan vir jou sê hoe die Here met 'n plaasseentjie werk. Sê, Paul, bring jou hart vir my. Ek weet in elk geval wat die gedagtes en oorlegginge daarvan is. Ek weet in elk geval wat daar binne aangaan. So bring dit vir my en stort dit voor my uit. Maar dan, as jy dit klaar gedoen het, moenie bly op die plek van wat jou oë sien en jou ore hoor nie. Bedink die dinge daarbo waar Christus is. Nee, jy het klaar vir my dit gesê, ek hoor dit. En daar is nie 'n fout daarmee om elke dag jou hart uit te stort voor die Here nie. Maar ou broer, my suster, ek vir jou sê, om 'n dag af te sluit in murmurering en môreoggend op te staan en verder te gaan, maak baie moeër as om vir die Here te sê, Here, ek het my hart voor U uitgestort, ek voel beter, dankie dat U geluister het, maar nou vanoggend, al sou die vye boom vandag nie bot nie, en al sou daai windpomp nie loop nie, en die sonpomp nie trek nie, of daar's lig, of daai beerdsloot hou op moet loop, nogtans vandag gaan ek U prys vir wie U is. Want wie U is in beheer. En wie U is goed. En wie U is God. En wie U is 'n voorsiener. Daarvan is die altaar, soos om Jan gesê het, agter jou. Kyk hulle. Dit het nie sin gemaak toe nie. Maar in hindsight, as ek terugkyk, dan sien ek, kyk wat het hy gedoen. En nou kan ek die fokus op myself aftrek en die fokus op hom sit. Maar ek moes eers my hart skoon kry. So daar's niks fout as jy vir iemand wat by jou stop sê, dis nie ongelowig of kleingelowig of enigiets sleg om vir iemand anders te sê dat die opdroog van die spruit my situasie hier, hoe dit 'n huwelik is of 'n plaas is of dit verhouding met iemand daar buite is, met familie is of 'n boedel of maak nie saak wat dit is nie, dis nie fout om eerlik te wees en te sê hierdie is 'n moeilike situasie. En dit is nie vir my maklik nie en dit is nie altyd vir my lekker nie. Maar dan volgende stapie. Maar die Here is in beheer. En die Here Jesus is goed en die Here het 'n plan. En die Here sal dit uitvoer en hy die antwoorde wat ek nie het nie. En hy weet hoe lyk môre wat ek nie doen nie. So ek gaan hom vertrou wat weet terwyl ek nie weet nie. En dit gee hoop. Dit gee hoop dat ek weet wie hy is. En as hy met my iets wil doen, in Elia se geval, wou hy vir Elia skuif. Hy het hierdie voorsiening laat wegraak om vir Elia te straf nie. Hy het die voorsiening laat opraak sodat hy vir Elia kon skuif na die volgende plek toe waar hy nie meer 'n kraai gebruik het vir interessantheid. Sien Moses wat die klip 2 keer slaan nie. Hy gebruik hom weer, want ook die sin daar iemand sy nie gehad nie. Sy het 'n klein bietjie oor. Partykeer wil hy ons skuif. Moenie so vasklou aan waar jy is dat jy nie bereid is om te skuif nie. Moenie so vasklou aan wat jy dink moet gebeur dat jy nie oop is vir wat hy wil hê moet gebeur. Want voordat jy kan hoor wat hy sê, moet jy eers oop wees om te hoor wat hy sê. Daar's niemand so doof soos hy wat nie wil hoor nie. Want ek wil hier, en dit sal so wees, en dit is die einde van die storie. Ek is hier, en hier gaan ek bly. Here, ek is nie oop dat U my skuif op die skaakbord waar U my wil nie. Sonder kind se skuif kon Elia nie by Sarfat uitgekom het nie. Sonder Sarfat kon Elia nie by Karmel uitgekom het nie. Eerlik oor hoe ek voel, trek uit, dan bely wie hy is. En staan op wie hy is. Dan Here, kondig aan wat U wil hê. Wil U my skuif of moet ek hier staan bly? Broers, ek wil net so vinnig sê.
Na aanleiding van André se Psalm 23, hy berei die tafel voor my aangesig. My vraag is net, wie laat ons toe om saam aan daai tafel te kom sit? Is dit net die Here wat daar kom sit? Of het ons iemand anders wat ook daar wil kom sit? Wie is nou adviseurs? Wie laat jy toe om 'n adviseur in jou lewe te wees in die moeilike tye? En dan, dames en here, geliefdes, kom die moeilikste een vir my. Uitgestort my hart voor die Here, eerlik gewees. Erken wie hy is. Vir hom gevra wat sy pad is, wat hy met my wil gaan. En dit kan tyd vat voor daai enetjie kom. Dit kan lank vat voor hy praat. Dan kom die moeilike een. Om te leer, om hom te prys. En hierdie jaar, die eerste jaar, en 7 jaar, 6 jaar in die huis gebly, die 7de jaar, het my vye bomme nie 'n enkele vy aan nie. Al sou die vye bom in die bord. En ek is soos, Here, hoe direk wil U met my wees? Nie 'n enkele vy nie, daai vye, julle almal het sakke vol daar weggedra. Elke jaar. Daar's nie 'n enkele vy nie. Om nou te leer, om die Here te prys, al is niks hier beter as voor ek my hart uitgestort het nie, is 'n ontsaglike, belangrike karaktereienskap van 'n kind van die Here. Want hierdie gaan nie die eerste storm wees wat hierdie gaan nie, ook nie die laaste nie. Gaan nie die eerste droogte wees, hoe ook al hy lyk nie, ook nie die laaste nie. Gaan nie die eerste moeilike omstandigheid wees nie, ook nie die laaste ene nie. So om te kom by, al sou die vye op die bord, die beeskrale, wingerd, olywe, wat alles hier daar wil bysit, pere, appels. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Dis lofprysing. Kan ek vir jou sê, my geliefde, hoe powerful lofprysing is? Nie omdat die Here goeie goed vir my gee nie. Lofprysing omdat ek vir hom sing oor wie hy is. En ek vir hom sê, Here, ek vertrou U onvoorwaardelik. Omdat ek niks hieraan kan doen, is dit eintlik makliker om oor te gee. As ek nog iets daaraan kan doen, is die mens gaan uit en sê, toe maar Here, ek het nog plan B, C, D en E. Maar as vir hulle almal op is, en in 9 jaar droogte, ons op die plaas, vat alles weg, daar is nie 'n retirement, dingetjie oor die, daar's niks, daar's nie 'n plan B nie, daar's niks. Daar's niks. En hoe sê ek wat jarelang gevestig was, is net seker droë polletjies. En jy weet wat dit kos om 'n hektaar reserve weer te vestig. En alles is gone, dis net stof. Nogtans sal ek jubel. Dit is wat van jou 'n kind van die Here maak, wat groei in geloof na die volgende plek toe. Want weet jy wat, nou sê die Here, okay, ek skuif jou. Jy het dit nou geleer, nou skuif ek jou, want jy gaan uitkom by 'n volgende persoon, wat gaan murmureer, jy gaan luister, want jy gaan vulkaanskeel om sy hart skoon te maak, want jy gaan so vinnig as moontlik spring na 'n oplossing toe nie, want mense luister na jou, so jy luister na hom, luister, en sê vir persoon, ek hoor jou, ek voel jou, ek verstaan wat jy vir my sê, en ek kan jy my persoon stadig maar seker gaan, tot by die plek van lofprysing. Ek gaan nou vir julle dink, ek moet net gou die sinnetjie klaar maak. Daar's 'n boek wat ek vir julle gaan aanbeveel om te lees hierdie jaar. Die boek se naam is Dancing with Camels. Sommige van julle het dit al gelees. Lessons of Endurance on the Journey of Faith. En hierdie boek is geskryf op die beginsel van kamele wat opgewonde raak om in die woestyn te gaan. Wanneer almal vrees, dan begin hulle so trippel. En hulle sê dis 'n dans wat hulle doen. Hulle raak opgewonde, hulle weet, hier kom 'n journey, hoekom? Because they will build for it. 'n Kameel is gebou vir die moeilike omstandighede. 'n Kameel is aan mekaar gesit om aan te hou en deur te druk en hoop te hou en spaarsamig te werk met sy resources om hierdie journey te kan doen. En wanneer die wêreld bang raak, dan sê die kinders van die Here, kom ons dans. En die kamele het vir die nomads
wat in die woestyn op daai kamele ry geleer. As jy saam met ons wil travel, moet jy begin opgewonde raak. Daarom is hierdie boek geskryf oor mense wat deur moeilike omstandighede gaan, tot by die plek wat hulle sê, bring hier aan. Bring hier aan. Ek weet wie is my God. Ek weet wie is hy. En ek gaan opgewonde raak, want al is dit hoe moeilik, het ek my hart uitgestort voor hom, was eerlik. Ek het hom aangeroep vir wie hy is. En ek sê vir jou, weet jy wanneer nie, en ek weet nie hoe nie, maar my God sal deurkom op die regte tyd. Ek gaan nie op lê nie, en ek gaan nie my nie. Dankie Jan. Al sweet ek bloed, dan sweet ons bloed saam. Maar die Here is werd om geprys te word. Hy is werd om geloof te raak. Hy is werd om opgewonde oor te wees. En ons as 'n gemeenskap gaan hier deurkom. Ons almal gaan saam hier deurkom. En weer. Ek het nou heeltyd gesit en ek wou nou die eerste keer sê karakter-eienskappe, maar om te kom, want die woord karakters het nog in my hart vanoggend. Ek het nie 'n plaas wat in lyk soos hy lyk op die oomblik nie, maar en dis moeilik om altyd die karakterboodskap te kom gee, want niemand wil die karakterboodskap hê nie. Maar as ons dink aan die kamele wat Bouk nou gesê het, is ons weet dit van 'n kameel want dis sy karaktereienskappe. Ek onthou toe ek klein was ons 'n paar droogtes in ons lewe gewees, maar my ouers het baie keer vir ons gesê, "Toe maar my kind hierdie bou karakter." En ek het nooit reg verstaan wat dit beteken totdat ek in my eie droogtes lewe gegaan het en besef het, karakter word net gebou in moeilike tye. Niemand wil die moeilike tye gaan nie, so gaan jou karakter gebou word. Dis hierdie sirkel waar ons is nou op, of die kamele is opgewonde hulle gaan, want hulle weet wat op jou eie dag gaan uitkom. Hulle karakter is reeds gebou deur dit. My vraag is, as ons baie keer hoor, ja maar, jy moet op die operasietafel hê dat die Here in jou kan werk. Wie kies om eerstens in 'n situasie te wees waar jy op 'n operasietafel wil hê? Maar dis in daai tye wanneer jy op jou operasietafel lê dat die Here sy grootste en diepste werk in ons kom doen. En ek wil julle bemoedig dat daar's twee goed wat ek geleer het in moeilike tye. Daar's twee karakters en karaktereienskappe wat 'n mens leer ken. Jou karakter ontwikkel en groei. Dis iets wat ons almal se karakter gaan aanhou ontwikkel en groei tot die dag dat ons nie meer hier is nie. Ek hou van ou meubels, Kristel sal baie keer sê, ag nee, kyk na die ding, maar sê, maar kyk die karakter. Karakter is, dit hou aan en aan, maar nie saak hoe oud ons is nie, dit hou aan ontwikkel. En die positiewe ding uit die moeilike tye is, jou karakter hou aan ontwikkel. Maar die tweede ding is, ek sal baie keer so analyseer as ek iets lees of as ek iets sing in die kerk, dan sal ek sê, maar glo ek regtig dit wat ek nou sing? Hoe weet ons en hoe ken ons God se karakter? Is as ons in daai tye is waar ons hom regtig sien en leer ken in daai plek dat ons kan sê, ja, ek kan nou sing. Die Here is my geneesheer, dat ek was siek en hy het my kon genees. Of ja, ek kan nou regtig sing uit my hart uit, die Here is my voorsiener, want ek is deur daai plek gewees om te kon leer. Hy is my voorsiener en daarom ken ek nou sy karakter. So ek los net die woord karakter by julle vir die wie deur 'n moeilike tyd is. Beide is dit ons eie karakter wat so dieper en verder en meer ontwikkel. En dis 'n voorreg ook. So crazy om te sê, want dit is moeilik, maar dis 'n voorreg en dis die een ding wat ons kan vat tot ons nie meer hier is nie, maar ook bly in daai plek om aanhou te wag op God en op sy karakter, want dis van sy karakter uiteindelik leer kennis in daai ongelooflike moeilike tye en ek wil julle bemoedig na daai woord. Dankie Ed. En ek wil nou jy kan sommer gaan jy nou toe kom op en ja, ek weet goed. Excuse die hele tyd aan brand iets te sê. En toe Reine van karakter, Romeine 5:3-4, Reine soos die hele tyd wat hy met sê in Engels, we rejoice in our suffering because we know that suffering produces perseverance, and perseverance character, and character hope. En daai hoop is wat ons het op God, om deur aan ons kruite te gaan, het voel so 'n bietjie soos my geestelike krit, my sielskrit, 'n bietjie droog geraak. Ons het 'n baie moeilike familie situasie waar ons gaan voor 'n hofsaak is. Dit werk nie soos ek wil hê nie, maar ek weet nie wil draai wat die Here is vir my.
So ek wil julle net aanmoedig, al is dit nou, ons sit nou nie in 'n plaas nie, maar ons sit met probleme wat buite ons beheer is, maar die Here is met jou. So ek wil julle net aanmoedig, hou net hoop. So suffering produces perseverance and character and hope. Lieflik, ja, vir myself. En jy wel dan? En ons vrouens moet bystaan. Boere en tomaten. Maar ons moet ook ons kry wat ons net ploeg, diep voeren. En jy weet nou nie meer hoe nie. En ek is hier die afgelopen tyd, ek het gestryd om weer uit te kom in die voorrecht. En ek wel ons seentjies, ek sê van Tersius, jy nie wees, want is ook lief vir my. Ek sê, want ek wil nie uitbreid al nie, ek sê, wat net van soveel dinge wat my plaat, soveel dinge hierdie tyd is my siel dood. En behalve dit nog ander dinge doen. En hy sê vir my mama, weet jy dat ons wil nie sien. Ons wil dat jy nie kyk wat ons doen. Ons is kinders van die Here. Hy sê, en ons het die lieflike see by ons, maar daar is altyd God. En hy vat my terug na hulle kinderjare, af en ons het baie met die kinders gedoen. As jy so die see staan, die branderspoel so, dan voel jy hoe spoel in die sand in die voete. En dan maak jy weer toe. En jy gaan al dieper en dieper vas. As jy nie uitkom, dan gaan daar staan jou en so, hy sê vir my, Jesus is ons rots. Hy is ons veilige vest. Hy is die rots waarop ons staan. Ons moet met die sand. Is dit nie baie? Jesus is ons, hy is in ons. Kom met die sand uit. Moet nie die sand, die see toelaat. Die see is die dinge wat ons aangaan. Die droogtes, die siektes, die karretjies. Ja, die karretjies. Dis alles dinge wat sand en die Here Jesus, as ons staan en sê, Here, U is my rots. U is my veilige vest. U is die God wat ek vertrou. U versorg. U troost tot in ewigheid. Dan klink hy so. Amen. So kom ons sluit af.